Londen bestaan al vir langer as 2000 jaar. 'n Smeltkroes van die lewe, 'n stad wat homself voortdurend herskep. Met Londen se voorbereiding om die wêreld te verwelkom by die 2012 Olimpiese Spele, het hy homself weer herskep om hierdie koning van sportbyeenkomste aan te bied. Ten spyte van die geweldige uitdagings betreffende tyd en ruimte, het hierdie moderne stad 'n manier gevind om dit alles volhoubaar te doen. When we submitted our bid book to the IOC way back 2004, we pledged in that we would deliver a sustainable Games. When we were awarded the Games in July 2005, we built a sustainable plan for the whole Games. Now that is right across the board, from the day we start demolishing the site to start building the Olympic Park, all the way through the Games, through the Paralympic Games, and then onwards into legacy. Die verbintenis tot volhoubaarheid het groot bykomende druk veroorsaak. Dis indrukwekkend genoeg om net die spele se gasheer te wees. Ons het onlangs die sokker wêreldtoernooi aangebied, so Suid-Afrikaners het 'n baie goeie idee van al die logistiek betrokke daarbey om die wêreld uit te nooi na so 'n groot sportbyeenkoms. Die Olimpiese Spele is baie erger. 26 verskillende sportsoorte, 39 dissiplines en 34 byeenkomplekke. En as jy maar dink aan 'n paar sportsoorte soos fietsry of atletiek en selfs swem, elkeen van hierdie sportsoorte het sy eie gespesialiseerde fasiliteit nodig. Maar die stadions was die laaste stap in die bouproses. Die gekose plek was 'n stortingsterrein en massiewe opruimingswerk was nodig voor die eerste baksteen gelê kon word. That part of the East End of London was a bad place in terms of it was polluted marshlands. There was polluted canals and waterways, shopping trolleys sticking out of the water and things like that. There was derelict warehouses and shops and factories, and the soil was rich with pollutants and various horrible substances. Maar Londen se belofte was om alles moontlik te herbruik. En eerste aan die beurt was die grond. Ek kan verstaan hoe 'n mens staal en hout van 'n slopingswerf kan hergebruik, maar die grond. Hoe maak 'n mens die grond skoon? 2 million tons of soil. 2 million tons. Now what they did, they designed and created machinery, 5 huge machines that essentially washed the soil. And most of it was used to prevent it needing to go into landfill. 2 grondhospitale is ook op die terrein gebou om die grondkwaliteit te toets nadat dit gewas is om te verseker dat dit teruggestuur kan word. Hulle sê dit is nou so skoon dat 'n kind dit kan eet. What we found was, particularly with the decontamination, that it was actually cheaper to keep the soil and clean it on site and reuse it. And obviously from a long-term point of view, it's always more efficient really if you can make another use out of something you've demolished or you're digging up, then that is a more efficient and more sustainable way of addressing issues. If you can do it economically, even better. 52 onooglike kragmaste moes van die landskap verwyder word en hulle is almal herwin. Londen 2012 het 'n unieke manier gevind om die idee van herwonne staal in ons gedagtes te hou dwars deur die speel. This is Wenlock. He's the Olympic mascot. Now, he looks a little bit weird, looks a bit Pokemon-y, but they are actually, and his colleague Manville, who's the Paralympic mascot, these are actually recycled, reborn steel support struts. And they were reborn in the spirit of the Olympics to become the Olympic mascots. And the regeneration and recycling of the material has been a real success story. Speaking of mascots, the animals, there were animals there as well in that area. How did you manage that? It would have been easy just to drained out the water, killed all the creatures, and then rebuild and restock and the whole thing. That's not what happened. We had people in wetsuits, like frogmen, if you pardon the term, in the water, scooping out every newt and tadpole, keeping it safe, on the hope that at some stage in the future they could bring them back to start life in a new, much more pleasant habitat. Since the creation of the park, we've seen kingfisher and sand martin nesting sites built. We have otter holes built in the side of the waterways, and over 670 bat and bird nesting facilities. And we have returning animals coming back of their own free will rather than managed migration back into it. This has been a complete rebirth of what was quite a nasty part of town. Yeah. Kan jy ons enigiets spesifiek vertel wat groen is van enige van die stadions? Ek bedoel, as ek nou daar by die huis sit en TV kyk en ek kyk na Godso Mokoena of een van ons atlete, waarna kan ek spesifiek uitsien? I think pretty much all the venues have a sustainability angle to them.
whether that be a reduced amount of steel in the actual construction phase, whether it be open and bright ceilings and roofs to allow light in so you don't need to have much power. All of the venues have a green element to them. In the Aquatic Centre, and of course we will see South African gold, Cameron van der Berg will bring home, Natalie de Toy will bring home gold from the Aquatic Centre. They're using, when they backwash the pools, the backwash water is being recycled to use to flush the toilets in the whole of the venue. Die Olympiese park is 'n sprokie van die 21ste eeu. 'n Lelike eentjie en 'n swaan omskep. Maar dis die metode wat hulle gebruik het wat betowerend was. Dit het meer as 1000 kundiges byna 3 jaar gevat, maar hulle het 98% van die materiaal suksesvol herbruik en herwin. Dis indrukwekkend wat Londen gedoen het of bereik het op einde van die dag. Ek bedoel, hulle kon maar net sowel alles weggesleep en weggedra het, maar hulle het nie. Hulle het moeite gedoen vir ons, vir internasionale gaste, vir ons Olimpiese span wat vandag hier aangekondig gaan word. En ek kan nie anders bewonder, jy weet, in watter mate het Londen se pogings ons atlete geïnspireer. By die mediakonferensie het Suid-Afrika uitgevind wie Londen self sou beleef. Wie in die Olimpiese stadion sal hardloop of by die akwatiese sentrum sal swem. Maar ek was daar vir die omgewing en wou met Gideon Sam praat. Hy is SASCOC president wat ook op die sport- en omgewingskommissie dien. Omdat ons bewus is daarvan en omdat ek die land verteenwoordig in die IOK en selfs hier by SASCOC, iets wat ons altyd na kyk en seker maak dat ons bewus is van. En dis hoekom ons byvoorbeeld toe ons gesoek het na mascot, toe sê ons, wat is die omgewingssaak probleem op die oomblik vir Suid-Afrika? Toe hulle vir my die laaste 5 gee, toe weet ek, het moet een van hierdie renosters wees. Omgewingsake is baie belangrik vir ons. Wonderlik, meneer Sam, baie dankie vir die gesels op 50-50, ons waardeer dit en sterkte vir die span. Die atlete se trots om 'n land te verteenwoordig was bykans tasbaar. En die meeste was bewus van die groen agenda. No, reitumetse obviously go ya London, maar gore ba aware of environment and the fact that it wants re tlhokomele environment ke ntho e kgolo for 2012. Almal het na Londen uitgesien en Rooi SA het alles geweet van die stad se fokus op volhoubaarheid. Ons is baie opgewonde daaroor en jy sal sien dat Rooi is baie betrokke daarbij. Van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt, ons het 'n sport- en omgewing kommissie in SASCOC. En ons fokus is baie spesifiek om die federasies meer sensitief te maak oor die omgewing en dit in hulle konstitusies in te bou sodat ons almal kan saamwerk om in die toekoms ook ons sportgeleenthede groen te maak. Maar wonderlik, baie dankie daarvoor en sterkte vir die Olimpiese spele. Ja, baie dankie. Ons sien baie na uit en ons hoop vir 'n medalje. Dis waaroor die spele gaan. Ons atlete sal vir goud strewe. Die Suid-Afrikaanse vlag hoog hou en meeding teen die beste in die wêreld. Aan die einde van Julie gaan ek, nes jy, na die Olimpiese spele kyk vir die sportoorwinnings en die menslike oorwinnings, want dis mos wat 'n mens verwag van die Olimpiese spele. Maar die werklike triomf het al reeds hier plaasgevind. In 'n stad duisende jare oud het hulle 'n manier gevind van bou wat hierdie eenvoudige konsep in gedagte hou. Verminder, herbruik, herwin. Vir baie jare is volhoubare konstruksie as 'n duur en omslagtige manier van bou beskou. By die Olimpiese spele 2012 het Londen, die sentrum van handel en nywerheid, ons gewys dat dit ook finansiële sin maak. Ons hoef nie 'n weggooi gemeenskap te wees nie. Op die lang termyn is dit goed vir die omgewing en vir die beursie.